Heel die weg volg ek met liefde, ek wil wees soos Jesus. Ek en vry, ou tyding, ek wil wees soos Jesus. Net soos Jesus wil ek leef, oral waar ek my begeef. Ek wil maar gedurig streef om te wees soos Jesus. Nergens buiten wil ek wees soos Jesus. Word ek wel gedaan daarbowe, ek wil wees soos Jesus. Net soos Jesus wil ek leef, oral waar ek my begeef. Ek kom maar gedurig zweef om te wees soos Jesus. Ek nooi elkeen wat dit moontlik is om te kniel vir gebed. Ons dierbare Hemelse Vader, ons is vandag weer net so dankbaar dat ons in die huis kan wees om saam te zijn met nie net ons vriende nie, maar om 'n spesiale ontmoeting met U te hê. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van U te wees, om deel van U verlossingsplan te wees. Ons dankie Here dat deur U bloed aan die kruis ons elkeen kwalifiseer vir U redding en vir verlossing, terwyl nie een van ons dit eintlik kwalifiseer voor nie. Ons wil vanoggend na U voete toe bring die wat nie hier kan wees nie. Ons dink in besonder aan Ronnie, dat U hom sal versterk en met hom sal wees. Al die ander siek mense, ons weet van baie ander wat ook siek is, wat die hand van genesing nodig het. Ek dink in besonder aan Toks, dat U met haar sal wees. En selfs ook aan die ander mense wat ek nou nie kan almal onthou nie. Here, ons bid vir die wat ook koud geword het, wat nie hier wil wees nie, dat U met hulle harte sal spreek. Ons bid vir ons program wat voor lê, met die pamflette wat ons gaan druk en uiteindelik gaan uitdeel. Here, ons bid in besonder vir ons harte en ons verstande vir hierdie uur, en dat ons ontvanklik sal wees vir U boodskap, en dat U in besonder met Gerrit sal wees terwyl hy dit vir ons bring. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.
Net julle twee. Kom maar nog. Hallo Nicolaas. Hallo Boetie. Vandag wil ek julle 'n vraag vra. Ek's bly is groter kinders vandag, want julle gaan my lekker antwoord. Sê vir my, praat God met mense? Boetie, praat God met jou? Praat Jesus met jou? Kom ons kyk bietjie na die mense. Ons het nog nie gebid nie. Kom ons bid gou. Maak toe die oë. Liewe Here, ons wil vir U baie, baie dankie sê dat ons hier kon wees vandag. Dankie vir 'n lekker sonskyn dag. En dankie vir die geldjies wat ons kon opneem vir die kinderbediening. En ons vra dat dit gebruik word in die regte plekke waar U dit wil gebruik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, daar het ons nou met God gepraat. Kom ons kyk bietjie na mense in die Bybel. Het God met mense in die Bybel gepraat? Daar was 'n brandende bos gewees. Met wie het God gepraat uit daai brandende bos uit? Moses. Ek het neergeskryf, want ek kan nie alles onthou nie. Vir wie het God gesê, hy gaan 'n kind hê? Vir 'n ou oom en tannie. Hy het beloof, hulle gaan kinders hê. Sara en Abraham. Hy beloof, hulle gaan 'n kind hê. Kom ons dink nog, vir wie het hy gesê, vir wie het hy gevra, waar is julle in die tuin van Eden? Vir wie het hy geroep? En julle, wie was in die tuin van Eden? Adam en Eva. Wie het sy broer doodgemaak en toe het God gevra, waar is jou broer? Sy bloed roep my. Dit was Kain en Abel, ja. Kom ons dink, wie was daar nog? Vir wie het God die 10 gebooie gegee op die berg? Vir Moses. En dan het God ook met mense gepraat deur drome. Vir wie het God 'n droom gegee? Daar's 'n paar mense met wie hy gepraat het deur drome. Josef, 100% reg. Hy het ook met Esau gepraat deur 'n droom om vir hom te sê, moenie jou broer seermaak nie, as hy kom. Want God het vir Jakob beloof, hy gaan hom beskerm as hy weer huis toe gaan. So, nou wil ek julle vra, so ons weet God praat met mense, maar praat hy vandag nog so met mense? So, audible, kan julle hom hoor? Nie altyd nie. So ek wil vra, hoe praat hy vandag met mense? Dit kan deur 'n droom wees, maar meestal praat hy met ons deur sy woord. So as ons nie gaan Bybel lees nie, gaan ons God se stem hoor? Nee. Ons is baie bevoorreg om die Bybel te hê. So, as die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, met wie praat God? Praat hy met jou? Praat hy met jou? Praat hy met jou? En as die Bybel vir ons sê, moenie steel nie, met wie praat hy? Ja, as God ook vir jou sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, met wie praat hy? Almal. Wat sê hy nog? Ons het vanoggend daaroor gepraat, as hy vir jou sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, met wie praat hy? Ja. As die Bybel vir jou sê, as jy bely, is jou sonde is vergewe, met wie praat hy? So ons moet vashou aan daai beloftes, en ons moet weet dat dit God is wat met ons praat. So as jou maatjie vir jou sê, maar God praat nie met my nie, wat kan jy vir hom sê? Lees net jou Bybel, dan gaan God met jou praat. Want die woord van God is God se stem in ons lewens. Daardie boek is vol beloftes, maar hy is ook vol bevele. En dit is hoe God vandag met ons praat. En soos die Tannie ook vanoggend gesê het, elke oggend voor ons die Bybel lees, moet ons vra dat die Heilige Gees saam met ons is, sodat ons God se stem kan hoor. En weet julle wat is nog ons is baie bevoorreg, want ons het vir Tannie Ellen White. So as daar iets is in die Bybel wat ons nie verstaan nie,
dan verduidelik sy dit vir ons. Hoekom kan sy dit vir ons verduidelik? Want God het dit vir haar gegee. So, wat is 'n profeet? Wat doen 'n profeet? So, 'n profeet, presies dit. God praat met 'n profeet en 'n profeet gee dit wat God vir hom gesê het, gee hy vir die res van die wêreld. So dit is wat Tannie Ellen White is. So as ons nie verstaan wat ons lees nie, is daar altyd 'n boek wat vir ons gaan verduidelik wat God vir ons probeer sê. En dis my boodskapie vir vandag. Maklik. Maak eers oogies toe. Wil een van julle vir ons bid? Wil jy vir ons bid, Boetie? Kom bid vir ons, kom. Gaan dit nie gebeur nie. Dit gaan, kom bid vir ons. Toe oogies. Dankie liewe Jesus dat ons hier kan wees vandag. Baie dankie dat ons as ons die Bybel lees, dan weet ons U praat met ons. Dankie dat ons mense of boeke het wat vir ons kan verduidelik wat U vir ons probeer sê as ons nie verstaan nie. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Sê amen. Dit is die werk van God, die aarde waar ons woon, en oral sing sy hande werk, en loflied wonderskoon. Dit is die werk van God, en ek verlustig my, in gras en dou en see en blou, sy hand het dit bereik. Dit is die werk van God, die voeltjies in sy lof, die goue dag, die bome pragtig, sien sy aardse hof. Dit is die werk van God, met skrepers spreek van hom, elk vergestig weer God sy lig, verstoorlheid straal alom. Dit is die werk van God, o laat my steeds onthou, al kom die kwaad in teruggewand, my Heerser bly getrou. Dit is die werk van God, daar kan ek getuig, die Here gier en niemand meer laat heel die aarde juig. Goeiemôre almal. Weer eens geseënde Sabbat. Welkom in die huis van die Here. Kom ons sluit die oë, laat ons oopmaak en vra vir God se teenwoordigheid. Hemelse Vader, ons kom voor U vandag as sondaars, Here. En ek vra Vader dat U vir ons die krag van bo sal stuur, die Heilige Gees oor ons sal uitstort, sodat dit wat deur sondaar lippe gespreek kan word vandag, gesien word as heilig, Vader, anders kan dit nie. Here, seën die boodskap, werk in harte vandag, Vader, want wanneer die Heilige Gees in hart werk, kan verandering kom, karakters kan verander, en ons kan verander deur die werk van die Heilige Gees.
Dankie Jesus vir die kruis, dankie vir die bloed. Dis my gebed in Jesus naam vanmôre. Amen. Dit is regtig lekker om weer in Parow Kerk te staan vanmôre. 'n Paar bekende gesigte, 'n paar onbekende gesigte. Ek geniet altyd om hier te preek. Is dit bietjie beter? Ook kan jy my hoor? Harder praat. OK. Is dit nie 'n mooi klank daai nie? So ons het gelees in Amos 4 vers 11 en 12. Waar Amos die profeet 'n woord van God kry. En hy sê vir Israel, o Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Wag net gou vir die. Ja, probleem. So maak jou klaar om jou God te ontmoet. En ek wonder, en ek dink, ja, maak jou klaar om jou God te ontmoet. En ek vra myself die vraag, is ek, Gerard Klopper, regtig gereed om God te ontmoet? Is ek reg vir daai ontmoeting? Want toe Amos hierdie waarskuwing gee, toe hy met Israel praat, dit was nie 'n blye boodskap nie, dit was 'n waarskuwing. Want God sê vir hulle daar, ek het jou soos 'n brandhout uit die vuur geruk. En hy sê nog steeds bekeer jy jou nie tot my nie. En hy gee die waarskuwing, maak jou gereed om jou God te ontmoet. En hierdie waarskuwing glo ek in my hart is vir geestelike Israel ook, is vir my, is vir jou. Dat ons kan kyk waarmee ons besig is. Is ons besig om ons klaar te maak om ons God te ontmoet? Daai Tannie White skryf verskriklike goed, waarvan die dame gepraat het vanmôre. Tannie White is 'n nuwe een, ek gaan hom onthou vir Tannie White. Sy skryf in The Southern Watchman, en as ek vir julle huiswerk kan gee vanmiddag, gaan lees die hele berig wat sy geskryf het in The Southern Watchman, dit handel oor Johannes die Doper, en die boodskap wat ons moet gee. Maar sy skryf daar, our message is not to be one of peace and safety. As a people who believe in Christ's soon appearing, we have a definite message to bear. En dan haal sy Amos se woorde aan. Prepare to meet thy God. So wat moet ons boodskap vandag vir die wêreld wees? Prepare to meet thy God. Nou is my vraag, kan ek die boodskap gee as ek dit self nie doen nie? Want dit moet eers by ons plaasvind. Dit moet eers by ons gebeur voor ek hierdie boodskap kan begin gee. Am I busy? Is ek besig om voor te berei? Jammer as ek so nou en dan Engels toespreek. Is ek besig om voor te berei om God te ontmoet? Sy skryf in Spirit of Prophecy, volume 4, bladsy 407. Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. Het Satan ook 'n harvest wat hy wil inbring? Hy het ook 'n harvest. He has studied the secrets of the laboratories of nature. And he uses all his power to control the elements as far as God allows. So waarmee is Satan besig met al sy krag op hierdie oomblik? Sy sê hy het die laboratoriums gestudeer van natuur. En hy's besig met daai elemente. Hy's besig om dit te werk, so ver soos God hom toelaat. When he was suffered to afflict Job, how quickly flocks and herds, servants, houses, children were swept away.
one trouble succeeding another as in a moment. En onthou, hy het natuurrampe gebruik om daai te vernietig, daai huise te vernietig en Job se kinders te vernietig. It is God that shields his creatures and hedges them in from the power of the destroyer. But the Christian world has shown contempt for the law of Jehovah. And the Lord does just what he has declared that he would do. He withdraws his blessings from the earth and removes his protecting care from those who are rebelling against his law, and teaching and forcing others to do the same. Satan has control of all whom God does not especially guard. He will favor and prosper some in order to further his own designs, and will bring trouble upon others and lead men to believe that it is God who is afflicting them. So hierso openbaar sy 'n bietjie vir ons Satan se plan, waarmee hy besig is en wat hy gaan doen. Ons hoef nie te wonder nie. Maar ek wil nou vra, daai waarskuwing wat gegee is aan Israel, het hulle God se wet onderhou? Het hulle gedink hulle het hom onderhou? Dink ons onderhou God se wet? Dan is hierdie boodskap ons nou nie vir ons nie. Of is hierdie spesifiek vir ons? Want teen wie is die oorlog? Ek wil weer sê, ons moet nooit dink omdat ons op 'n Sabbat in die kerk is. Want as ek kyk na die kanse van die Adventiste kerk, dan breek my hart. As ek sien wat sy skryf oor ons kans. Wat sy sê, nie eers 1 uit 20 nie. En dis vir my hartseer, en ek eerlik met julle, ek dink ek is die een. Pikkie, dink jy, jy's die een? Ons almal dink ons is tog daai 1 uit die 20, is dit nie? Maar ons moet versigtig wees, want anders gaan ons nie diep vrae vra oor waar ons staan met God nie. Sy gaan aan dan hierso in dieselfde gedeelte, while appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. Even now he is at work. Hoe werk hy? In accidents, calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves and earthquakes, in every place and in 1,000 forms is Satan exercising his power. Is he being allowed to do that? Word hy toegelaat om dit te doen? As ons na natuurrampe gaan kyk, jy kan gaan Google hoeveel earthquakes, aardbewings is daar gister gewees. Ek kan vir jou sê, daar was duisende. Wie is die een wat hierdie goed bemeester? Waar kom dit vandaan? Ek het altyd hieroor gedink nog voor ek 'n Adventis was. Hier's 'n massiewe vloed en duisende mense gaan dood en jy vra jouself, maar waar is hierdie liefdevolle God? En dan kom jy agter, God laat dit miskien toe, maar wie is die een wat dit eintlik doen? Wat mense wil vernietig? He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follows. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon the inhabitants of the world. The beasts of the field will groan, and the earth will languish. Ons gaan 'n punt maak hierso. Ons is amper daar. And then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. So is 'n plan agter hierdie natuurrampe. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon the faithful few whom the Lord has sent to them with messages of warning and reproof. Wat moet ons boodskap wees?
a message of warning and reproof. It will be declared that a nation is offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced, and that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the nation, preventing its restoration to divine favor and temporal prosperity. Vinnig opgesom, Satan het 'n plan. Hy gebruik natuurrampe om hierdie wêreld te vernietig op die oomblik. Dan gaan hy 'n groep mense blameer wat die wet van God onderhou, wat gaan staande bly. En as ons praat van die wet van God, dan praat ons van elke woord wat uit God se mond gespreek is. Want as ek sê net die 10 gebooie, dan gaan ek vanmiddag varkvleis eet. Want nêrens in die 10 gebooie sê dit vir my, moenie varkvleis eet nie. Net 'n vinnige voorbeeld. Dit is baie dieper as die 10 gebooie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor 'n karakter wat geleer word hoe om God te gehoorsaam. En dis die wat gaan staande bly wanneer die Sondagwet uitkom, is wanneer jy daai karakter van gehoorsaamheid beoefen het. Dan gaan Satan vir die wêreld vertel, en ek glo ons almal weet hierdie, maar ons gaan net so vinnig 'n refreshing course doen, dat hierdie groepie is die oorsaak van hierdie natuurrampe. Nou ek wil ons geheue terugvat na COVID toe. Wat het met COVID gebeur? As jy nie gevaksinheid was nie, was wie die probleem? Jy was die probleem. Jy was die oorsaak. En ek kon dit nooit verstaan nie, want jy's gevaksinheid. Hoekom worry jy as ek nie gevaksinheid is nie? Jy's mos nou veilig. Maar jy sien, daai was 'n toetsloopie vir hierdie. Hierdie gaan net bietjie meer ernstig wees. Want nou is jy die een wat die vloede veroorsaak. Jy's die een wat die tornado's, die vernietiging van die wêreld, van mensdom veroorsaak. So ek wil vir julle vra vandag, is daar 'n koneksie aan klimaatsverandering en die Sondagwet? Daar's 'n groot koneksie aan dit. Gaan dinge erger raak, want onthou Satan het nodig om iets te blameer en dit moet erg wees. Ons dink dinge is nou erg as dit kom by natuurrampe. Dit moet erger raak. Anders is Satan, het hy nie so groot standpunt om te maak nie. Wie het al gehoor van 'n El Nino? Weet julle wat is 'n El Nino? Nee, is nie 'n kar nie. Is nie 'n kar nie. So 'n El Nino, kom ek lees vir julle hierso, is a natural climate phenomenon characterized by unusually warm ocean surfaces, temperatures in the central and eastern tropical Pacific, maar die punt wat ek wil maak is, dit het 'n global impact. So 'n El Nino is 'n wêreldwye storm wat die hele wêreld gaan tref as gevolg van, kan ons maar sê, dis nie meer daar's nie klimaatsverandering nie, maar van hitte, wat die aarde wat warmer word, sê hulle. So, The Guardian sê vir ons, prepare for imminent return of El Nino, UN warns. Wie het al gehoor van die El Nino wat nou kom? Hulle noem hierdie ene gaan 'n super El Nino wees. Weet, dit is vir my ongelooflik hoe die mense hierdie goed kan predict. Dit is vir my amazing, want die Bybel sê jy kan vanaand of skemertyd kan jy kyk as dit mooi is, dan kan jy sien môre gaan 'n oraai dag wees. Jesus, maar hierdie ouens kan maande vooruit sien wat gaan gebeur, né? God gebruik profete. Satan dink hy's 'n profeet, maar jy sien Satan beplan en dan voer hy dit uit. Dis soos ek wat vir jou sê, Pikkie, jou huis gaan oor 3 maande afbrand. Jesus, oor 3 maande kom ek na jou huis toe en ek is daar met die vuurtjies besig. Dis nie profesie nie. Dis wat Satan doen. Wie is dit, El Nino wat hierdie natuurrampe gaan oor die aarde laat gebeur, of is dit Satan se werke? Ons het gelees daar, dis sy werke. Ek wonder of El Nino 'n ander naam is vir Satan. Miskien is dit, ek weet nie.
A powerful El Nino is forming. If history is a guide, it could hit hard. Die mense, my ma het altyd gesê, is met die helm gebore. Coming El Nino will be the strongest ever recorded, new forecasters predicts. Nou wil ek ook iets sê van 'n El Nino is, en julle kan hierdie goedjies bietjie gaan oplees daaroor. So, waar daar vloede is, gaan dit extreme flooding wees. Waar daar droogte is, gaan daar extreme droogte wees, tot die uiterste toe. En soos hulle sê, hierdie gaan 'n super El Nino wees. El Nino expected to bring next record hot year as soon as 2027. Hulle predik eintlik al 80% kans vir September hierdie jaar, maar meeste sê hy gaan slat vroeg volgende jaar 2027. Ek kan vir julle 'n brief gee, hy gaan slat. Ek beloof vir jou, dit kom. En dit kom hard na ons kant toe. Want, soos mevrou White vir ons verduidelik het, God onttrek al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer as gevolg van wetteloosheid. En Satan word al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer toegelaat om hierdie dinge te doen. En dis waarom ek kan vanoggend sê, o Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Hierdie dinge wat geprofeteer is deur God se profeet, is besig om te gebeur. Ons lees Jesaja 40 vers 3 tot 5. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die wildagtige grond moet gelyk en die rotsagtige landteese vlaktes word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. En alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou hierdie, Jesaja het hier geprofeteer oor Johannes die Doper. En oor die boodskap wat hy gaan bring. Nou wanneer het Johannes die Doper sy boodskap gebring? By die eerste koms van Jesus Christus. Was hierdie boodskap. Het Jesaja hier geprofeteer. En onthou, wat se boodskap moet ons gee? Wat se boodskap moet ons gee? Wie se boodskap is daai? Dis Johannes die Doper se boodskap wat ons moet gee, waarmee ons moet toevertrou word. Sy sê weer in the Southern Watchman, in this age, just prior to the second coming of Christ, in the clouds of heaven, God calls for men who will prepare a people to stand in the great day of the Lord. Just such a work as that which John did is to be carried on these last days. So sy sê hier vir ons, net voor die tweede koms van Jesus Christus, God soek harte. Hy loop vanoggend deur hierdie bank en hy kom staan stil by harte en hy ondersoek die hart. En hy kyk, is jy die een? Is jy die een op wie ek kan vertrou om hierdie boodskap uit te vat? Kan ek met jou werk? Kan ek saam met jou werk? God is op soek na sulke mense om hierdie, en ek is jammer julle, maar ek kyk na die toestand van die Adventiste kerk. Hierdie boodskap is nie besig om uit te gaan nie. Dis bitter min wat jy kry, wat hierdie boodskap besig is om uit te gaan. Maar wie se werk is dit? Joune. Dis ons almal se werk. Maar weer eens kan jy nie hierdie werk doen, as jy dit nie leef nie. Jy kan nie hierdie boodskap gee, as jy dit nie leef nie. Psalm 119 vers 126. Dit is tyd vir die Here om te handel, want hulle het u wet verbreek. Ek vra, weet julle wat se wetverbreking vind vandag plaas? Net vandag in hierdie wêreld. En ek kan my partykeer vra, God, en ek vra vir die Here, ja, hy is regtig langssuffering. As hy sê hy is langssuffering en hy het genade in hom. Jo, dit is waarheid daai.
Nou die groot probleem is die mensdom wat God se wet breek. En dis hoekom God gaan al hoe meer toelaat dat hierdie dinge gebeur. Nou lees ons hierso, sy sê in die Review and Herald, Desember 18, 1888, klomp 8 staan. A time is coming when the law of God is in a special sense to be made void in our land. Nou is mevrou White hier aan die woord, en sy praat van United States of America, sy praat van our land, hierso praat sy nie van Suid-Afrika nie. Sy praat van Amerika. Maar dit gaan hier ook kom. The rulers of our nation, the United States, will be legislative enactments, the rulers of our nation will by legislative enactments enforce the Sunday law, and thus God's people be brought into great peril. When our nation in its legislative councils shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance, and bringing oppressive power to bear against those who keep the seventh-day Sabbath, the law of God will, to all intents and purposes, be made void in our land. Wie ken die persoon? Wie het hom al gesien of van hom gehoor? Hierdie ou in die onderkant. Sy naam is Jonathan Berry. Dis sy naam. So, ons het nou net gelees van Amerika wat wette gaan uitbeoefen om 'n Sondagwet in te bring. So ek het nog nooit van hierdie Jonathan Berry gehoor tot met projek 2025 nie. Ons almal het seker al gehoor van projek 2025. Jonathan Berry, voor dit het ek nog nooit in my lewe van gehoor nie. Hy was 'n niemand, hy's niks, ook nooit van hom gehoor nie. Maar hierdie einste Jonathan Berry het 'n hoofstuk geskryf in hierdie Leadership for Mandate, hierdie projek 2025 boek. Hy het hoofstuk 18 geskryf. Nou hoofstuk 18 handel oor die departement van arbeid. En Jonathan Berry skryf in hierdie dokument, in sy hoofstuk 18 wat hy gegee is, die titel was Department of Labour and Related Agencies. Vanaf bladsy 490 tot min of meer 499 daar rond, skryf hy in hierdie hoofstuk verskriklik baie het hy te sê oor die Sabbatsrus. En hy skryf hierso dat hulle Amerika, en as hulle nou die nuwe regering gaan vat, wat hulle toe nou gedoen het, gaan hulle hierdie Sabbatsrus inbring van God, sê hulle. Maar soos jy kan sien daar in die blou, staan dit in die dokument, en onthou, hier is Jonathan Berry wat hierdie skryf, hy sê, that day will default to Sunday. So nou lees ons dit, en ons, okay, wie is Jonathan Berry? Wat sê Jonathan Berry? Hy's niks nie. Ek weet nie eens waarvan, ek dink hy's 'n prokureur, waarvan of kom hy, wat sê het hy, het nie sê die man nie. En so gaan dit nou aan, en Donald Trump word nou weer president, en ewe skielik kry met meneer Jonathan Berry 'n titel. So hy word genomineer as the Solicitor of Labour. Ja, groot woord, ek verstaan nie altyd die goeters nie. Maar wat belangrik is jy kan lees hierso, as jy gaan lees wat daar gebeur het is, Berry will be the Chief Legal Officer at the Department of Labour. Nou ek weet nie of ons enige prokureurs hier het vandag nie, 'n Chief Legal Officer. Nou moet jy ons verder gaan lees hierso, wat doen hy? And have the independent authority to initiate lawsuits to enforce more than 180 federal labor laws, including, ek gaan nie eens daai lees nie. So ewe skielik ontvang hierdie man 'n titel, en met daai titel kom krag.
Hy het power ewe skielik nou. Nou dis die einste man wat gesê het, hy wil Sondag 'n wet maak, sodat mense weer God se Sabbat rus kan hou. So ewe skielik, dit wat hierdie man geskryf het, moet ons nou ernstig opneem, want hy is nou, julle kan gaan kyk, hy is nou the chief, soos hulle hom daarso noem, the chief legal officer of the Department of Labour. Hy's in charge van die wetgewing vir die Departement van Arbeid. Dis hy wat die wette skryf. En wat is sy plan? Wat wil hy doen? So kom ek wil jou weer vra, o Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Julle, hierdie dinge is nie, dit het gebeur. Dis besig om te gebeur. Dis nie goeters wat miskien eendag gaan gebeur nie. Dit het reeds gebeur. Openbaring 13 vers 11 en vers 14. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy verlei die bewoners, daai selfde dier praat hy van, hy verlei die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. So, ons praat hier van 'n eerste dier en 'n tweede dier. Ek wil klem lê op die tweede dier, wat soos 'n lam lyk en soos 'n draak praat. Hy lyk soos Christen, maar hy praat soos die duiwel. Praat nie in lyn met God se woord nie. Maar ek wil spesifiek klem lê, dat hy sê vir die aardse bewoners, dat hulle moet 'n beeld maak. So hier moet 'n beeld gevorm word. 'n Beeld van die eerste dier. Nou wil ek gou vra, as 'n beeld gevorm het, kom ons gaan terug na Daniël, hoofstuk 2 en hoofstuk 3 toe. Wanneer 'n beeld gevorm is, het Nebukadneser 'n beeld gevorm en hom gaan wegsteek. Toe daai beeld gevorm is en hy's klaar, wat was die volgende ding wat gebeur het? Toe word die toets geskryf. Jy moes kies, buig ek of buig ek nie. So hierdie proses van beeldvorming, dink ek, is 'n ongelooflike belangrike teken in die gees van profesie. Om te weet waar ons staan in die stroom van tyd. Nou kom ons gaan vind uit wat gaan gebeur wanneer, of kom ons gaan vind uit, wat sê mevrou White, wat moet gebeur om die beeld te vorm. Want ons gaan ongelukkig nie 'n letterlike beeld weer sien nie. Behalwe vir die een van Donald Trump, ek weet nie of julle hom gesien het nie, want die goue standbeeld van hom by sy golfbaan. Ons moet bid vir hom, regtig. So mevrou White skryf in die groot stryd, bladsy 445, ek weet nou nie of dit in Afrikaans ook 445 is nie, maar daai is Engels. Great Controversy, page 445, paragraph 1. When the leading churches of the United States. Hoekom is dit the leading churches of the United States? Want onthou, hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Dis nie, die tweede dier is nie Amerika nie. Dit is die kerke en die protestante beweging van Amerika. Want hy lyk soos 'n lam en hy praat soos 'n dier. When the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image. So wat moet gebeur vir die beeld om gevorm te word? Die kerk moet vir die staat sê wat om te doen. Kerk
en staat moet saamsmelt. OK. Hoekom? Dit is net kyk hier waar. OK, ons gaan eers een terug. So. Wie weet wat vandag is, die 4th of July? Wat 'n dag is dit vandag? Independence Day. Ons is nie Amerika nie, so ons vier nie Independence Dag nie. Ek glo nie ek sou dit in Amerika gevier het. So hoekom is daar ooit 'n 4th of July? Want Amerika is vandag hoe oud? 250 jaar terug het wat gebeur? Want die geskiedenisboeke leer nie meer dit vir ons nie. Ons almal vier net Independence Day en ek weet nie eens wat hulle gaan doen vandag om dit te vier nie. Maar 250 jaar vandag terug. Ek kan nou nie sê of dit presies op die dag was nie. Maar daar was 'n konstitusie geskryf. 'n Landwet, 'n grondwet is geskryf deur mense wat geweet het wat gebeur wanneer kerk en staat saamsmelt. Want hulle het gevlug van dit af. En toe het hulle aangekom in hierdie land en hulle het geweet, hulle moet 'n grondwet skryf om kerk en staat een kant te hou. Want hulle het uit daai persecution gekom, hulle verstaan waaroor dit gaan. So mevrou White sê hier vir ons, en daai konstitusie staan vandag, daai grondwet staan vandag. Maar wanneer kerk, the leading churches of the United States, will influence the state, then the image would be formed. Die beeld sal dan opgerig wees. Ek weet nie wie het hierdie gesien nie. Hierdie het gebeur net 'n paar dae terug. 26 Junie 2026. Het hulle in die Withuis bymekaar gekom. Nou kan ons net wag net so 'n bietjie voor die speel Pieter. Kan ons gou weer teruggaan na daai, daar's hy. So wie verteenwoordig die man, kerk of staat? Hy verteenwoordig staat. Hierdie is die governor van Texas, dink ek, hy verteenwoordig staat. Wie verteenwoordig hierdie ander mense? En as jy die hele video gaan kyk, daar's klomp mense van die kerk om hom. Maar interessant. Kerk, Romeinse kerk. Wie verteenwoordig hy? Hy is 'n Sewendag Adventis. Nou ek weet mevrou White sê God het sy mense ook hoog op in die regering. Ek weet nie wat sy rol daar is nie. Maar as ek kyk wat daar gebeur het, dan klink dit vir my of hy saamstem wat daar gebeur het. Maar ek mag hom nie veroordeel nie, maar ek kan oordeel wat's reg en verkeerd. So kom ons gaan kyk wat het gebeur 26 Junie 2026. Kan ons hom maar speel gou Pieter, dankie. Must in writing explain how that person has violated the Constitution. Because, again, the separation of church and state is not in the Constitution. And from this day forward, if anyone says that to you, and they're in public office, or serve in any agency in any official capacity, they have to point out exactly where you have violated the Constitution, because you have not. And from this day forward, that phrase should have no power over people of all faiths ever again in America. Thank you. Okay, how about Kan ons hom gou weer speel want partykeer hoor jy eers goed die tweede keer weer. That public official must in writing explain how that person has violated the Constitution. Because, again, the separation of church and state is not in the Constitution. And from this day forward, if anyone says that to you, and they're in public office, or serve in any agency in any official capacity, they have to point out exactly where you have violated the Constitution, because you have not. And from this day forward,
that phrase should have no power over people of all faiths ever again in America. Thank you. Okay, how about From this day forward, wanneer was this day? 26 Junie 2026. En hy het die dokument geteken daar. Ek weet nie presies wat in daai dokument staan nie, maar hulle het vir ons gesê waaroor dit gaan. From this day forward, there's no more separation of church and state. Nou wil ek jou vra, is hulle besig om die beeld te vorm, of het hulle die beeld gevorm? Ja. Nou sien jy Gert, die Bybel sê die anti-kris wil, in Engels, will think to change times and laws, want hy kan nie. Ja, hulle verander God se wet op papier. Ja, hulle doen dit en dit en dit, maar hulle kan nie. Daai konstitusie is geskryf. Daar's stappe wat jy kan hom nie verander nie, want dis hulle grondwet. Maar luister mooi wat hulle sê. Hulle sê dit staan nêrens daarin nie. Want hulle sê die spesifieke bewoording of church and state is nie daarin nie. Maar as jy daai grondwet gaan lees, dan sê dit vir jou baie duidelik dat die kerk kan nie vir die staat die tyd wat om te doen nie. So wat doen hulle nou? Hulle maak dit net af as sorry, dis nonsens. Dit bestaan nie. So dit bestaan. Dit is geskryf. Maar hulle sê net sorry, van vandag af nou maar. Onthou, wie is die magspersoon daar? Dis Donald Trump. En wat hy sê in daai land is wet. Want ek praat onder korreksie, miskien moet ek dit nie eers sê nie, want hy die aantal stemme wat hy gewerf het, dit dink ek soos ons land ook, het hy nogal 'n groot sê in die land. En hy kan wette verander, soos wat ek verstaan. Maar hoe hulle wetgewing presies werk, weet ek nie. Maar ek weet net. Ja. Dis geseël. Hy het dit geteken. Jy kan hierdie video gaan kyk, hy het dit geteken. En hulle gaan so ver as jy die hele ding gaan kyk, daar gaan penalties vir jou wees as jy gaan loop en vertel dat there's no more separation of church and state. Nee, jy mag dit nou sê. Julle kan ek weer sê, o Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Wat is die volgende stap as die beeld opgerig is? Jy gaan moet kies. Gaan ek buig? Gaan ek nie buig nie? So ons weet die volgende stap is die groot toets wat gaan kom. En hierdie wetgewing gaan inkom om te sê, mevrou White sê eerstens, jy mag nie weer werk op die Sondag nie. En tweedens, jy moet dan op 'n Sondag worship, maar jy mag nog steeds op 'n Saterdag worship. Dis nommer 2 sê sy, die tweede weergawe van dit, maar sy sê as jy die tweede een voor die knie buig is die probleem. En dan die derde een sal wees, jy mag net op Sondag God dien. En ons het nou gelees hoe Satan daai plan in aksie gaan bring en wat hy daar gaan doen. Mevrou White skryf weer in the Southern Watchman, our message must be as direct as was that of John. He rebukes kings for their iniquity, notwithstanding the peril his life was in. Wie se life is vandag bietjie in peril? Wie het moeilike tye? En ons hardloop rond en ons doen dit en doen dat en doen dat. He never allowed truth to languish on his lips. Our work in this age must be as faithfully done than John the Baptist work. Nou wil ek vir julle vra, hoe belangrik is hierdie werk vir ons? Hoe belangrik moet dit wees? En ek wil vir ons uit die woord gaan lees Matteus 11 vers 11. En ek sien julle is besig met die koning van die eeue. Miskien vanmiddag gaan lees weer hoofstuk 10. Dit was 'n stem uit die wildernis. Dit was sy werk wat hy gedoen het oor Johannes die Doper. En hoofstuk 22 het oor sy dood gegaan. Veral
Hy hoofstuk 22 oor sy dood. Gaan lees daai. Is ongelooflik wat sy werk was wat hy moes gedoen het. En dis ons werk. As jy daai hoofstuk 22 lees, dan val ek op my knieë voor die Here en ek sê, Here, U moet vir ons help want ons het groot moeilikheid. Jy sien, Johannes die Doper was so groot. Lees wat sê die woord vir ons, voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper. Nou as ons gaan lees oor die dood van Johannes die Doper, hy was in 'n tronksel. Hy het begin twyfel. Hy het sy disippels gestuur en gaan vra vir Jesus, is U die een of moet ons wag? En as ons daar gaan lees hoe die Heilige Gees en die engele met Johannes die Doper in daai sel gewerk het, is ongelooflik. Maar jy moet bereid wees om hy werk te doen. Mevrou White sê, Johannes die Doper was so belangrik. Maar onthou, Johannes die Doper het hom nooit self, hy het gesê, you must decrease and Jesus must increase. Hy het altyd, he pointed the people to, behold, the Lamb of God that take away the sin of the world. Sy disippels het gaan beklei oor hoe belangrik hy was. Maar Johannes die Doper het geweet, hy is nie eens waardig in daai man se skoene. Maar Johannes die Doper het so 'n belangrike rol gehad. Mevrou White skryf, Johannes die Doper was wel, sy kop was afgekap. Hy was 'n martelaar gewees vir die boodskap. Maar sy skryf, as Johannes die Doper die einde van die begin kon geken het, so hy sy hand opgesteek en in daai pad met blydskap gestap het. Want sy sê die pad wat hy moes stap, sy sê duisende na hom, wat gemartel en doodgemaak, en dit was burnt at the stake, duisende na hom, het krag ontvang, deur terug te dink aan Johannes die Doper, en dat hoe belangrik sy rol was. En dit het hulle die moed gegee, om dieselfde pad, as Johannes die Doper te stap. Wat se pad dink julle gaan ons moet stap? Wat se boodskap dink julle moet ons gee? Nou wil ek julle vra, ons dink ons, ek is maar net 'n adventis. Hoe belangrik is jou boodskap? Wat uit vroue gebore is daar nie 'n belangriker persoon gewees as Johannes die Doper nie. En ons is toevertrou om sy boodskap te gee. Dit is eintlik God se boodskap. Maar ons is toevertrou om dieselfde boodskap te gee. Weet jy wat se verantwoordelikheid het ons op ons skouers? Verstaan ons vandag waarmee ons te doen het hierso? En ek wil vir jou sê, o Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Ek wil vir jou waarsku vandag, en ek waarsku vir myself ook, ek sal nooit iets hier kom gee wat ek nie vir myself eers gegee het nie. Ek wil vir jou vra, waarmee is jy besig? Wat was die boodskap van Johannes die Doper? Wat was sy boodskap? Ek kan nog steeds nie my kop om dit kry dat God my sal kies, om die belangrikste profeet wat ooit geleef het, ek moet sy boodskap gaan naboots. En ek kyk na myself en ek sê, Here, ek het hulp nodig. Ek wil vir jou vra, gaan lees oor Johannes die Doper se boodskap. Dat God met jou werk in jou hart, want jy het dieselfde opdrag gekry as hy. Dis jou opdrag hierdie. Maar jy kan dit nie gaan doen as jy self nie reg is nie. En ek wil voor julle kom pleit vandag, waarmee is ons besig? Is ons besig om hierdie boodskap te gee en uit te leef? Of is ons nog besig om ons eie koninkryke te bou? Wat is Laodicea se probleem? Hulle is besig om vir hulle goud en silwer bymekaar te maak. Ja, wanneer gaan ons wakker word? Wanneer gaan ons besef wat ons werk is? Wanneer gaan ons ophou goud en silwer jaag? Here sê, kom koop by my, nie my nie, gaan koop by hom. Gaan koop by hom goud en silwer, man. Asseblief.
Ons moet uit die wêreld uitkom. Do that what you do and do it quickly. Die tyd is verstreke, verspeel. Ons moet uit Babylon uit. Ons moet uit die wêreld. Daai einste stelling van mevrou White oor die 1:20, julle moet dit gaan lees weer. Want ons moet gaan lees wat is die probleem? Hoekom? En sy sê as gevolg van Mammon. Nie eers 1:20 is gereed om hulle aardse lewe af te lê. Ons moet daai sy sê nie, sy praat niks van redding daar nie. Sy sê nie eers 1:20 gaan gered wees nie. Sy sê nie eers 1:20 is gereed om hulle aardse lewe af te lê vir dit wat kom nie. As gevolg van die goud en die silwer van die wêreld. En sy sê dis 'n ernstige stelling wat sy maak. It's a solemn statement that I make. En ek wil julle vra, asseblief gaan ondersoek jy hart. Gaan kyk waarmee is jy besig. Want soos ons gesien het, tyd is verstreke. Die beeld is gevorm. En ek wil vir jou weer, asseblief, dis 'n waarskuwing. O Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Hemelse Vader, hoe sal ons gevind word op daardie dag? Here, dis my hartsbegeerte om eendag saam met elke broer en suster op daai glas van see te staan en 'n kroon te ontvang en 'n nuwe lied te sing, Here. Here, maar voor ons daar kan staan is daar werk wat gedoen moet word.
As harte wat geondersoek moet word, Here. Here, en ek wil bid en ek wil vra, Here, ons is almal sondaars hierso vandag teenwoordig. Ek wil vra dat U asseblief die Heilige Gees sal stuur oor elke hart, dat hierdie boodskap vandag ons harte so sal pla, dat ons sal deurdenk waarmee ons besig is, dat ons hierdie vraag oor en oor in ons harte sal vra, o Gerard Klopper, waarmee is jy besig? O Gerard Klopper, wat is vir jou belangriker? Die goud en die silwer van die wêreld, of die goud en die silwer en die krone van die hemele? Here, dit is my gebed vir elke persoon, dat ons die regte keuse sal maak. Vader, ons het alle hulp nodig, en ek sê dankie vir alle hulp wat U vir ons gee. Profete, die woord, die Heilige Gees, dankie Here. Ek vra nou waar ons gaan vandag uit mekaar uit, Here, dat U vir ons sal veilig hou. Dat U daai hedge van beskerming nog om ons sal hou, Here. Dankie dat U hierdie werk aan ons toevertrou het, sodat dit ons ook sal oplig. Ek dank U vir al die liefde en die genade. Dis my gebed in Jesus naam vanmôre. Amen.